Goeiemôre en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Ons is dankbaar teenoor die Here vir nog 'n dag wat ons wakker gemaak het met nuwe krag om ook so tot eer van sy naam te kan leef. Ons skriflesing vanoggend kom uit Rigters hoofstuk 6. Ons gaan daarvan saam lees verse 33 tot en met vers 40. In daardie tyd het die hele Midian en Amalek saam met ander mense uit die ooste bymekaar gekom en deur die Jordaanrivier getrek. Hulle het in die Jesreel-vlakte kamp opgeslaan. Die gees van die Here het vir Gideon in besit geneem en hy het die ramshoring geblaas en die Abiesriete opgeroep om hom te volg. Hy het ook boodskappers na Manasse, Aser, Sebilon en Naftali toegestuur en hulle ook opgeroep om hom te volg en hulle het almal bymekaar gekom. Gideon het vir God gesê: "Ek sal weet dat U deur my vir Israel wil red, soos U beloof het. As ek 'n stukkie vlieswol op die dorsvloer sit en daar kom dou op die wol terwyl die grond droog bly." En dit het toe gebeur. Toe Gideon die volgende môre opstaan, het hy die stukkie wol daar uitgedraai en dou daaruit gedruk, 'n hele kom vol water. Toe sê hy vir God: "Moet asseblief nie van my kwaad word nie. Ek wil nog 'n keer iets vra. Laat my tog net nog een toets met die vlieswol toe. Net die wol moet droog wees, terwyl daar oral op die grond dou is." Daardie nag het God dit so laat gebeur. Net die wol was droog en oral op die grond was daar dou. Hier in die laaste gedeelte van Rigters 6 begin ons iets sien van Gideon se roeping en taak as rigter. Eers word die agtergrond weer geskets dat die Midianiete en die Amalekiete saamspan om die volk verder te onderdruk. Waar ons in die vorige gedeelte gelees het hoe God besig is om sy knegt voor te berei, sien ons hier in die laaste paar verse van hoofstuk 6 dat God besig is om 'n kryger voor te berei. In vers 34 lees ons dat die Gees vir Gideon in besit geneem het. En so word duidelik gemaak dat God volkome in beheer is. God is nie 'n instrument in Gideon se hand nie, maar juist die teenoorgestelde. Die kryger Gideon word 'n wapen in die hand van die Here. En wanneer die Gees vir Gideon in besit neem, moet ons daarin verstaan dat God vir Gideon bekwaam maak, juis vir hierdie roeping. En so sien ons tot dusver in die verhaal van Gideon, hoe God roep, toerus en bekwaam maak. Daar is dus geen meer verskonings nie. En Gideon stuur dan boodskappers na 4 van die ander stamme, Manasse, Aser, Sebilon en Naftali. En die gevolg is dat sowat 32.000 weerbare manne bymekaar kom. Hierdie massa manne moet reeds vir Gideon 'n mate van rustigheid gee. Maar dit is nie die geval nie. Weereens kom Gideon se klein geloof na vore. God het hom tot dusver aan Gideon geopenbaar op 'n persoonlike vlak. Maar hier wil Gideon nou hê dat God homself moet openbaar as die God van Israel. En daarom vra hy vir God weer eens vir 'n teken, net soos in vers 17. Maar God vernietig nie vir Gideon as gevolg van sy klein gelowigheid nie. Maar as teken van sy genade antwoord hy Gideon se versoek deur wel die verbond of die wonder te doen. Wat egter Gideon se klein gelowigheid verder uitlig, is die feit dat hy reeds die stukkie wolvlies by hom gehad het. Hier sien ons iets daarvan dat Gideon vooraf reeds besluit het dat hy vir God gaan vra vir hierdie teken. En selfs ten spyte daarvan antwoord God nog steeds. Die wolvlies wat God laat nat word, word uitgedroog en 'n hele bak vol water kom daaruit. Maar ook dit is nie genoeg vir Gideon nie. Hy vra vir God weer vir 'n wonderwerk. Dalk was die eerste wonder toeval en daarom wil Gideon hê God moet homself weer aan hom bewys. En ook hieraan gee God gehoor. En so sien ons die genade van die Here dat hy selfs die lafhartige en klein gelowige Gideon oproep vir sy diens. Dit is maklik vir ons vandag om die vinger te wys na Gideon toe vir sy eie ongeloof. Maar ons kan nie ons eie gebrokenheid miskyk nie. Dikwels verwag ons dat God homself meer en meer aan ons moet bewys. Ons het God se woord en ons het sy gees. Ons het niks meer as dit nodig nie, maar ons eie klein geloof oortuig ons so dikwels anders. En daarby moet ons dan ook besef in hierdie tyd, dat die Gees en net die Gees
die geloof in ons kan versterk. Ons kan nie iets byvoeg tot ons geloof van ons kant af nie. En daarom is die geloof wat ons het 'n kosbare teken van die Here se genade. Dit is net God wat die geloof in ons opwek. Dit is net God wat ons geloof versterk. En daarom het tekens en wonders geen waarde vir die ongelowige as God nie sy oë oopmaak nie. As ons vra vir tekens, dan plaas ons die bewyslas op God. Maar as ons vra vir geloof, dan verklaar ons daarin ook hoe afhanklik ons is van die genade van die Here. En ons word dan ook verseker, sy genade is vir ons genoeg. Kom ons sing saam met Psalm 98, ons gaan daarvan vers 1 saam sing as 'n loflied tot eer van die Here. Hier sing ons saam, sing 'n nuwe lof aan God die Here, die God wat wonders het gedaan. Dat ons hier kan sien, ons sing tot eer van die Here, want hy doen wonders. Hy is die God van wonders. Nie net groot wonders wat die hele wêreld tot stilstand roep nie, maar selfs ook in die klein dingetjies. So kom ons sing hier die nuwe lof aan die Here. Ons sing oor sy wonderdade. Psalm 98 vers 1, daarna gaan ons saam bid. Sing nuwe lof aan God die Here, die God wat wonders het gedaan. Sy regterhand vol sterkte en ure, sy heilige arm bring redding aan. Hy het sy heil en al vermoë, die volkere al omgemeld, geregtigheid blink voor al oë, so sonnestraal oor berg en veld. Ons almagtige Here en Hemelse Vader, dit is wonderlik om tot U eer te kan sing en net te kan besef hoe groot U wonders is. Hoe wonderlik U werke is. Ons sien dit ook in hierdie tyd, in elke blaar wat verkleur. Die son wat later opkom en vroeër ondergaan. En so kan ons sien, U is volkome in beheer van die natuur. En dat elke klein veranderingkie in die seisoen 'n wonderlike teken is van U wonderwerke. Daarom vra ons ook, Here, wees ons genadig in ons klein geloof. Staan ons by wanneer ons twyfel en lei ons om ons vertroue volkome op U te stel. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons meelewingsmoment vanoggend wil ons in besonder fokus op die virus waarmee ons op die stadium op die proef gestel word. Die COVID-19 of coronavirus. Ons wil graag na 3 spesifieke gedagtes kyk met hierdie virus as ons vertrekpunt. Die eerste gedagte is dat hierdie virus ook gebruik sal word tot eer van God. Ons word verseker dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, en daarom kan ons ook weet dat die Here se eer beslis in hierdie tyd ook na vore sal kom. En dan ook dat ons werklik bidend sal wees oor 2 gedagtes wat daaruit vloei, dat hierdie 'n geleentheid sal wees vir bekering en ook 'n geleentheid sal wees vir evangelisasie. Dat hierdie tyd en hierdie omstandighede werklik 'n instrument in die hand van die Here sal wees, om hulle wat nog nie glo nie, ook in hulle harte aan te spreek om tot geloof te kom. En dat ons ook juis hierdie tyd sal gebruik, om ook met hulle, met wie ons 'n verhouding het, die pad te stap, en ook so die werke van die Here aan hulle te vertel. Mag die Here ons daartoe krag gee, en ons ook 'n geseënde dag beleef. Totsiens.